Here, vanoggend wil ons met daardie gesindheid, wil ons kom luister na wat U het om te sê, wat U het op U hart, sodat ons dit moet hoor, sodat ons daardeur verryk en verander moet word. Here, wil U nie kom asseblief vanoggend en ons elkeen ontmoet waar ons is en soos ons is. En Here, as iemand hier ingestap het sonder 'n verwagting, as iemand net gekom het om te sê, maar ek is nou hier, want iemand het gesê ek moet hier wees. Here, wil U kom en ons help om te sê, maar ek wil iets hoor, ek wil iets kry, ek het nodig om iets huis toe te vat, wat my kan dra deur die dag, deur die week, deur die res van die maand, deur die res van hierdie jaar, selfs deur die res van my lewe. Here, wil U kom en daai verwagting kom vul. Here, in die Ou Testament het die weduwee die kruike gehad en U het gesê, U gaan daai kruike vol maak. Here, maar U het opgehou toe die kruike opgehou het. Here, toe haar kruike klaar is, toe staan niks meer olie nie. Here, ons wil vanoggend nie na U toe kom met klein koffiebekertjies nie. Ons van verwagting, Here, ons wil na U toe kom met groot galondromme, massiewe dromme. En ons wil kom, Here, maak vol ons verwagting. Mag ons U ontmoet, mag U vir ons 'n woord gee wat ons moet hoor. Net ons, elke een van ons, mag ons hier uitstap en sê, maar God het vir my iets gesê. Dit bid ek, Here, in U naam alleen. Amen. Vanoggend praat ons oor 'n saak. Was jy al die slagoffer van diefstal? So kom ons antwoord die vraag op jou persoon, nie in jou besigheid nie jou pa of jou ma of jou oom of jou tannie nie, jy persoonlik. Iets wat joune is, het iemand gevat. En ek praat nie van 'n skerpmaker wat jy op skool was nie. Ek praat van soos diefstal. Wie was al die slagoffer van diefstal? Okay. Met wie dit gebeur terwyl jy geslaap het en hulle deur die venster, dis serious, né? Daai is traumaties. Maar as ek hier sou vra, okay, kom ons gaan aan, wie se besigheid, wie se pa, wie se ma, almal van ons sal eventueel ons hande opsteek. En dis 'n verskriklike slegte ding. My persoonlike nuutste ervaring was 'n jaar of 2 terug, toe iemand my foon uit my sak uitgesteel het, daar by die roltrap by Absa. Die man het nog aangebied om hom saam met my te soek. Kan jy dit glo? Die een wat hom gevat het, hy het my vasgeloop, en hy het hom gegee vir iemand wat agter my was. En toe ek sê, maar my foon is gevat, toe sê hy, hou, kom ons kyk. Maar in elk geval, hou opreg. In elk geval, maar dis nie die diefstal wat ek vandag oor wil praat nie. Ek wil praat oor 'n ander soort diefstal, maar voor ek daarby uitkom, wil ek julle vertel van iets wat in die afgelope 2 weke of so gebeur het. Daar was 'n versekeringseis ingedien. Dit het in die nuus gehaal en jy kan dit gaan Google en gaan kyk, maar die mense het die eis ingedien en gesê, maar 'n trop Bobbejane het in hulle huis ingekom en verwoesting gesaai. Nou, daai was nie hulle foto nie, AI het hierdie een gebou. Kan julle sien hoe snaaks is AI? Ek het vir AI gesê, vat 'n living room, maak 'n foto van Bobbejane wat inbreek en steel. En hulle sit in die een Bobbejaan se hand 'n bottel whisky. Ek moet vir jou sê, dis vir my bietjie weer. As jy vir AI sê, maak 'n prentjie en die goed, julle moet bietjie oplet. Doen bietjie eendag dit, moet net nie vir AI sê met 'n prentjie maak van jou nie, want jy gaan dalk nie noodwendig hou van wat hy doen nie, maar in elk geval. So hierdie is 'n prentjie wat ek gemaak het, maar die rede hoekom ek vir jou hiervan wil vertel is hoekom die eis afgekeur is. Die eis is afgekeur want die versekeringsmaatskappy het gesê dit was jou eie skuld. Jy die vensters en die deure oopgelos. As jy die vensters en die deure toegehad het, soos wat jy supposed wees om te doen wanneer jy nie by die huis is nie, of wanneer jy uit is, of weg is, of op 'n wildrit is, of wat ook al, dan sou hulle nie ingekom het. So sorry, die rekening is vir jou. En die rede hoekom ek hierdie storie wil vertel is ons as gelowiges doen dit soms. Ons laat toe dat daar by ons gesteel word deur die duiwel en deur die wêreld. En ek gaan dit vanoggend vir jou verduidelik, want die probleem is, wat ons toelaat dat mense by ons steel en die wêreld by ons steel, is die konsep van genade.
Die woord genade beteken letterlik onverdiende guns. Met ander woorde, jy's lelik met jou vrou en sy maak nog steeds vir jou koffie. Of sy sit nie gif in jou kos nie. Dis genade, onverdiende guns, nê? Dis die konsep van genade. Jesus wat sterf aan 'n kruis vir my en vir jou sonder dat ons dit verdien. Genade is hierdie konsep van God wat sê ek het jou lief voor jy my lief het. En dis die bousteen van ons geloof dat God kom en hy sê ek gee vir jou die ewige lewe deur Jesus se dood aan die kruis. Genade. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan dit nie vir jouself daarin werk nie. Jy moet net hierdie geskenk ontvang en sê dankie Here. Dis genade, dis ons redding. En ons lees daarvan vanoggend, gaan ek oor die hele boek Galasiërs preek, en as jy wil hê ek moet hom lees, sal ek dit doen. Ons gaan net 'n bietjie lank hier wees. So ek gaan lees oor die hele boek Galasiërs, of praat oor die hele boek Galasiërs. Jy kan die boek uithaal en ek gaan na sekere verse verwys, en as jy skryf en inkleer in jou Bybel, as jy meer is welkom om dit te doen, want ek gaan 'n paar very nice stukke saam lees. Die eerste een wat ons gaan na kyk is hierdie in Galasiërs 1 vers 6 en 7. Paulus kom en hy skryf aan die gemeente in Galasiërs, of in Galasie, hy skryf hulle hierdie ding en hy sê, weet jy wat, ek is geskok. Ek was by julle, ek het gepreek, ek het vir julle vertel dat God kom deur sy genade en hy red ons deur Jesus wat gesterf het aan 'n kruis. Maar nou onthou net gou die prentjie eers weer. Die Christene was eers, meeste van hulle was eers Jode gewees. En die Jode het die 10 gebooie gehad, plus die duisende wette wat die Fariseërs en die Sadduseërs bygesit het. Oor hoe en wat hierdie 10 gebooie uitgeleef moet word. So die Jode was gewoond gewees aan 'n lewe onderwerpe aan die wet. Jy moet al hierdie goeders doen en dan kry jy punte en dan besluit God of jy nice genoeg is, nê? Maar hulle het nooit verstaan dat God het na Abraham toe gekom en hy het vir Abraham gesê, ek het jou lief, ek kies jou voor die wet, voor daar reëls is, dis 'n verhouding. En hierdie reëls wat God vir ons gee, die 10 gebooie, al daai ander goed, God gee dit vir my en vir jou om ons te beskerm teen seer kry. Hy sê moenie steel nie, moenie moord pleeg nie, moenie jok nie, moenie al daai goeders, want as ons daai goed doen, maak ons mekaar seer. God se intensie was nooit dat wette en reëls die manier was na God toe nie. So Paulus het gekom en hy het hierdie boodskap vir die mense in Galasië vertel en hulle gesê, jy word gered deur genade alleen, deur Jesus aan die kruis. Die woord wat hulle in Grieks daarvoor gebruik is die evangelion of die goeie nuus. So in die boek Galasiërs kom hy oor en oor en hy gebruik hierdie die goeie nuus of ander nuus, nê, wat julle aanvaar het. Hy sê ek is verstom oor wat julle gedoen het. Galasiërs 1 vers 6 tot 7. Hoe kan julle rug op God draai? Op hom wat julle deur Christus se genade na hom toe getrek het, na hom toe geroep het, na hom toe gebring het. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander evangelie, 'n ander tipe goeie nuus. Maar daar is nie ander goeie nuus nie. Al wat daar is mense wat jou de mekaar maak. Wat die goeie nuus van Christus verdraai, en hierdie mense wat die goeie nuus verdraai het gekom en gesê, jy het Jesus nodig plus. En daai ding is so oud soos tyd. Kerke, dominees, van eeue, priesters, van die katolieke tyd af, van die 2de, 3de eeu af, het die kerk gekom, en om dat die kerk homself beskerm, het die kerk gekom en gesê, maar jy moet lidmaat wees van 'n kerk, anders gaan jy nie hemel toe nie, want die paus hou die sleutels van die hemel. Ons het gekom en gesê, dominees het, en pastore en priesters en bishops en al die ander, doen dit so maklik. As jy deel wil wees van hierdie kerk, hierdie is die hoepels wat jy deurspring. Ons het hierdie Jesus mentaliteit, Jesus plus mentaliteit ontwikkel. Asof Jesus op sy eie nie genoeg is nie. Maar om iets by die goeie nuus te sit, om te sê, Jesus plus iets red jou, maak nie die goeie nuus beter nie, het maak dit 0. Want die hoeksteen van ons geloof, wat ons anders maak as moslems en boeddhiste en al die ander gelowe moet jy doen en doen en doen, en dan kan jy die hemel kry. Jy moet 'n bom aanstrap en dan gaan jy in die hemel wakker word, of jy moet mediteer en nirvana bereik, en jy moet al hierdie goeders doen. Ons God kom en hy sê, jy doen niks nie. Al wat jy doen is, jy sê dankie. Jesus het gedoen wat jy nodig het aan die kruis. Dis al.
Dis nie Jesus plus Bybelstudie, of Jesus plus 3 keer nagmaal in 'n jaar, of Jesus plus jy is groot gedoop, of Jesus plus jy lees jou Bybel, bid elke dag. Onthou julle daai kinderkransliedjie? Lees jou Bybel, bid elke dag. Dis nie, dis so goed soos om te sê, ek is net getroud met my vrou, as ek elke oggend vir haar sê ek het vir haar lief, as ek elke dag vir haar koffie maak, as sy elke dag vir my die lekkerste kos maak wat ek kan eet, en niks minder is dit nie, sy moet die hek oopmaak voor ek by die huis kom, sy moet vir my die deur oopmaak, sy moet hom toemaak, sy moet my skoene uittrek, sy moet my voete was, en vir my sê, ai my man, baie dankie vir die moeite wat jy insit, en ek moet sê, nee, laat ek jou skoentjies uittrek, en vir jou roompies vryf, nee, en ons moet, want dis hoe ons, want as ek nie vir al hierdie goeders doen nie, dan het ek jou nie lief nie, en ek is nie getroud met jou. Ek doen daai goed, want ek is lief vir my vrou, sy doen dit, want sy is lief vir my. Jene, ek moet julle hierdie storie vertel. Weet nie wat ek gedoen het om dit reg te kry nie, maar dit was amazing. Ek het hierdie week, een middag by die huis gedraai, was middagete by die huis, en ek stop daar, en my vrou het geweet ek is op pad, en daar staan 'n bord op die tafel, op die kombuiskas, met al my favorites, almal van hulle. Nou ek weet en julle weet dat die eerste ding wat in jou kop inkom is nie dankie nie. Die eerste ding wat in jou kop inkom is, wat soek jy? Is ek reg? Gelukkig het dit nie by my mond uitgekom. Wat by my mond uitgekom het was dankie. En daar was geen agendas nie, want my vrou het nie agendas nie. As sy 'n ding wil sê, dan sê sy hom. Sy het nie nodig om vir my 'n nougat neer te sit en my dan te vra. En dis hoe dit hoort. Die Here kom en hy sê, maar die punt is dit, jy kan nie hierdie Jesus plus mentaliteit hê nie, dis Jesus en dis al. Wanneer jy 'n bedieningsvernoot wil word van Dynamis, dan vra ons jou een vraag. Is Jesus jou verlosser? That's it. Dis al. Ek vra nie, is jy gedoop nie, ek vra nie, was 'n kerk jy in was nie, ek vra nie waar jy vandaan kom nie, ek hoor jou geskiedenis, dis lekker om te hoor, jou lewensstorie, maar dis nie bepalend nie. Ek vra nie vir jou of jy 'n Bybel het nie, ek vra nie vir jou, wat is jou inkomste en hoeveel gaan jou tiende wees, ek vra nie enige van daai goed van jou nie, want nie een van daai goed is belangrik nie. Die Nuwe Testament sê, God het by die gemeente gevoeg, die wat gered is, die wat Jesus ken, punt, einde. Nie die wat 'n kursus geloop het nie, net die wat Jesus ken. En ons is so maklik, want ons leef in hierdie wêreld wat 'n prestasie mentaliteit het. Jou kinders, as hy swat, dan sy top 10, as hy nie swat nie, is hy nie top 10 nie, as hy goeie rugby speel, dan speel hy vir die Bokke, as hy nie goeie rugby speel nie, dan draai die lemoene aan. Nee, dis die wêreld waarin ons leef. Is hierdie prestasie, en net die wenner word geselebreit. Ek weet nie of julle die Wimbledon gekyk het nie, ek so 1 of 2 Wimbledon games gekyk, dit was verskriklik. Aan die einde van elke game, dan is dit klaar. En dan hou hulle 'n perskonferensie op die baan met die een wat gewen het. En in die agtergrond die een wat verloor, elke keer stap so verby. Niemand wil met hom of haar praat nie. Jy's die loser. Go away. Have a nice life. Goodbye. Kry jou check by die deur en gaan huis toe. Dis nie nice nie. Dis nie nice nie. So ek en jy moet kom en die Here wil vir jou vanoggend bevry en vir jou sê, die eerste ding wat jy moet vat vanoggend is, Jesus is genoeg. Hou op dat iemand jou genade, God se genade by jou steel. Hou op dat mense vir jou sê, jy moet dit en jy moet dit en jy moet dit, sodat jy punte kan kry by die Here. Jy doen al daai goed uit dankbaarheid. Ek lees die Bybel, want is God se liefdesbrief. Ek kleer hom in, en as ek kon, het ek hom geryk. Maar Jesus het nie parfuum in Koem, daar's seker parfuum in Koem, ek weet nie. Maar dis soos toe Shamaine vir my briefies geskryf het en op alle weird maniere toegevou het en 'n swentjie opgesit het, en hierdie lees ek, want dis God se liefdesbrief. Ek bid want ek praat met my pa. Dis hoekom ek bid. Ek bid nie want ek is bang die Here luister, die Here vergeet van my nie. Ek bid nie want julle hierdie een gehoor, elke gebed wat jy bid is 'n baksteen vir jou huis in die hemel. Het jy al daai een gehoor? Jene kerels, weet julle wie gaan die grootste huise hê? Taxi-drywers. Hulle laat die meeste mense bid. Hulle bakstene is baie. Nee man.
Jesus is genoeg. Al daai goed wat die Bybel van praat, die goed wat klink soos moets en moenies, is net die Here wat jou teen jouself beskerm en sê, dis hoe ons wys ons het mekaar lief. So dis nommer 1. Die tweede ding is ons identiteit word by ons gesteel, wie ons is. Galasiërs 2 vers 20, kom die Here, en hy sê Galasiërs 2 vers 20, kom Paulus, hy sê ek leef nie meer nie, hierdie is nie Johan nie. Hierdie is Johan met Jesus in hom. Dis 'n ander Johan, is Johan 2.0. Nee, die jong mense sal weet waarvan ek praat. As hulle nuwe sagteware ontwikkel, dan stuur hulle dit uit. Dan sê hulle daar's 'n upgrade vir jou foon. Maar pas op, moet hom nog nie opsit nie, dis die beta weergawe, die beta, die toets weergawe. En hy het nog glitches in. Nee. Nou toe jy gebore is, toe was jy die beta weergawe. Jy het nog glitches gehad. En die oomblik wat jy Jesus ontmoet, dan word jy Johan 2.0. Is dit nie amazing dat die Here dit in Galasiërs 2 vers 20 gesit het nie? Johan 2.0. Nee, ek sien dit nou eers. En die Here kom en hy sê, jy moet besef dat ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Die lewe wat ek op hierdie aarde leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Verstaan jy wat dit beteken? Dit beteken my identiteit, wie ek is, het verander. En omdat ek nou iemand anders is, tree ek anders op. Het iemand ooit vir jou gesê, jy sal Afrikaans praat? Nee, jy's gebore in Suid-Afrika, jy's gebore Afrikaans, jy praat Afrikaans. Ja, jy leer Engels bypraat en jou Engels raak al meer delicious, en dan kry jy dalk 'n Engelse girl en jou Engels raak seriously delicious, want jy wil haar pa impress, of wat ook al, of jy doen Engels op skool, of jy gaan dalk, jy immigreer, en nou as al wat jy kan praat is Frans of Engels, of wat ook al die land is wat jy in bly. Maar niemand, jou identiteit as Afrikaner, as mens wat gebore is in hierdie land, aan 'n Afrikaanse pa en Afrikaanse ma, niemand sê vir jou 'n klomp goed wat net Afrikaanse mense doen nie. Ons doen nogal 'n paar weird goed. Wanneer 'n mens die voorreg het om te travel, dan kom jy agter ander lande is weird, en dan kom jy agter maar as hulle hiernatoe kom en dink hulle jy's weird. Ons dogter het 'n wonderlike vriendin, Ntiisu, wat saam met haar werk. En so nou en dan kom kuier sy by ons. En sy het gisteraand het sy haar eerste rugby game gekyk. Nou jy moet jouself sien rugby kyk deur die oë van iemand wat net sokker kyk. Nee? Hulle dink jy's weird. Jy's crazy. Sy het later, sy weet nie of sy moet kyk vir die rugby, want tussenin probeer ons nou vir haar verduidelik hoe werk die reëls. En sy weet nie waar om te kyk nie. Hierdie een skree, forward, knock, nee, die bal is uit. Sy verstaan nie, en sy verstaan nie hoe die ouens bloei en dan bly hulle op die veld nie. Nee, Afrikaanse mense is weird. Die manier wat ons rugby ondersteun, sy kyk daai mense op die paviljoen, sy sê is hulle dronk, ek sê nee, 'n party van hulle, nie almal. Maar dis hoe ons maak as ons rugby kyk, sien, ek het niks gedrink nie en ek lyk net soos hulle. En ek's nie eers daar nie. Ons identiteit maak dat ons optree op 'n spesifieke manier. So Jesus kom en hy gebruik daai konsep en hy sê jou identiteit wanneer jy in Christus is, wanneer Christus jou nuut gemaak het, wanneer jy weergebore is, noem dit wat jy wil, wanneer jy jou lewe vir die Here gee, dan verander jou identiteit. Jy's nie nou meer 'n Afrikaner of 'n Brit of 'n Walliese of 'n wat ook al of 'n Zulu of 'n Shangaan of 'n wat ook al nie. Jy's 'n kind van God. Jy leef soos 'n kind van God, jy praat soos 'n kind van God, want jy's by version 2.0 van jou. Die Here het jou glitches uitgehaal en hy het Christus deur sy gees in jou gesit en nou leef jy anders, jy praat anders, jy doen anders, of actually dis hoe dit supposed to be om te wees, maar dit werk nie so nie, want party van ons, jy sê, Here, hier's my hartjie, ek's 'n kindjie klein, maak my hartjie rein, en jy bedoel dit eerlik, maar jy verstaan nie die konsep nie. Nou staan jy op en jy begin met hierdie ding van fake it till you make it, nê? Nou as jy in een van hierdie kerke wat vir jou sê jy moet in tale praat, nê? So by the way, strooi. Gaan lees 1 Korintiërs 12, 13 en 14, nie almal praat in tale. Nee, in elk geval. Nou kom jy in hierdie, en jy gaan die eerste keer kerk toe, dan kom jy agter die mense by die kerk, party maak so, en party maak, jy weet, dit lyk of hulle die skildery teen die muur vashou, en die ander ou maak so, dit lyk of hy besig is om 'n TV te dra, nee, en die ander een maak so, asof hy sê, way to go, en party maak so, en jy dink, gaan ons 'n fight, nee, en want dis vir jou weer,
Want jy verstaan nie kerk nie. Nou kom jy daar en jy kom agter, maar dis wat hier by die kerk gebeur. En dan begin jy ook nou hande beweeg. Maar jy weet nie waar dit gaan nie, nê? En dan kom jy agter die ou langs jou se Bybel uit soos myne, nê? Hy's ingekleer en hy tabs en goeters. Dan gaan jy huis toe, dan kry jy vir jou Bybel, dan kleer jy 'n klomp bladsye in, dan plak 'n paar tabs net sodat jy kan nie die hemel verdien nie. Dit is wie jy is. As ek my lewe vir die Here gee en ek gaan dood, net dan gaan ek hemel toe of ek Bybel gelees het of nie. Dis nie 'n fake it till you make it saak nie. Dis nie ek moet die hemel verdien nie. Dis jou identiteit, dis wie jy is. En die wêreld steel dit by ons. Want ons verval heeltyd in hierdie mentaliteit, want jy moet punte by jou, ons man sê dit vir mekaar. So as 'n man vir sy vrou 'n geskenk vat en is like 'n nice geskenk, dan sê ons vir mekaar, hey man, daai's punte. Moet daar daai's punte. Nou jy gaan nou punte kry. Nee? Weet julle wie het gister op die rugbyveld gewen volgens die Here? Het Wallis gewen of het die Springbokke gewen? As die Here kyk. Die Here kyk die rugby vir 15 spelers. Die Here kyk rugby vir 1 speler op 'n slag. Elke keer wat jy aan die bal vat, elke keer wat jy speel, het jy jou beste gedoen. Het jy jou beste gedoen. En daai man wat die doelskoppe skop, wat sy naam? Daai een wat opgekom het, help my. Libbok. Ja, hy en die Here moet maar 'n gesprek hê. Sien, die Here kyk vir my en vir jou, elke een van ons. En hy sê, ek wil hê jy moet die beste weergawe wees van jou, vir jou. Sodat jy 'n lewe kan hê van sukses en geluk en vreugde en vrede. Nie sodat jy die hemel 'n plekkie kan verdien wat meer special is as iemand anders nie. Jy is in die hemel. Ek gaan hemel toe. Daar is 'n kamer met my naam op. Gaan lees Johannes 14, daar's 'n kamer in die hemel met my naam op. Hy's daar. Ek hoef dit nie te fake nie, ek hoef nie 'n gesiggie op te sit nie. Ek hoef nie te maak of ek die Here lief het nie. Ek het die Here lief en hy het my lief. Dis wie ek is. Maar nou is daar hierdie probleem dat ons die hele tyd terugval. Jy lees 1 of 2 dae in die Bybel nie, dan voel jy skuldig. Skuldgevoelens kom van die duiwel af. Vrees van die duiwel af. Voorgee self probeer gee jou nie in die hemel kry nie. Jy gaan nie vir Paulus daar by die hemelse hek, daar's mos al hierdie grappies van Paulus wat staan, of Petrus wat staan by die hemelse hek. Jy gaan hom nie oortuig en sê, luister, kyk my badges. Kyk hierdie badges, kyk hoeveel keer het ek nagmaal gehou. Kyk hoeveel het ek Bybel gelees, ek het die Bybel deurgelees, hoeveel keer. Vir party mense is dit 'n eer. Ek het die Bybel soveel keer deurgelees. Ek gaan vir jou eerlik sê, ek het al die Bybel deurgelees, maar net omdat ek moes. Nee, ek het gestudeer. In 'n Ou Testament moes ons die Bybel 1 boek op 'n slag deurlees, so die dosent met jou daaroor kan praat. Daar's boeke in die Ou Testament, Numeri, Deuteronomium, goodness gracious, ek wil van 'n brug afspring. Nee, dis serieus, en die tabernakel was soveel meter by soveel meter. Ek dink as jy in konstruksie is, werk daai vir jou, maar dit werk nie vir my. Nee, kom ons wees eerlik, ek lees die Bybel en ek gunsteling dele, want dit praat met my. Maar ek gaan nie dit fake nie. Ek gaan nie vir jou sê, ek het die Bybel al 7 keer deurgelees en ek kan dit sing op 25 verskillende toonhoogtes nie. Julle weet die moslems het dit as 'n claim to fame. Ek was by 'n moslem skool gewees eendag as deel van my studies, het ons 'n uitreik gedoen daar en gaan met hulle gaan praat en gaan hoor hoe dink hulle. Toe roep hulle beste student vorentoe, want ons is nou die teologie studente. En ons beste student staan daar en hulle sê, kom ons wys vir julle ons beste student. En die beste student staan daar, hy sê, ek kan die Koran op 7 verskillende maniere sing, sonder om die boek vas te. Van voor tot agter kan ek die Koran vir jou deursing, 7 verskillende maniere. So wat, jy het nog steeds nie Jesus nie. Jesus is vir jou 'n profeet. Hy beteken vir jou niks meer as Mohammed nie. Inteendeel, Mohammed beteken vir jou meer. Jy gaan die hemel mis. Maar jy kan die Koran sing hom in die hel. Sorry. Dis hoe dit werk. Dis net Jesus, dis nie 'n fake it till you make it saak nie. Dis jou identiteit. En dis die bevrydende waarheid. God is tevrede met jou. Jou kinders mag dalk nie altyd dink jy's die beste pa of ma nie. Jou vrou mag nie altyd dink jy's die beste man nie.
Jou baas mag nie altyd dink jy's die beste werker nie, jou werker mag nie altyd dink jy's die beste baas nie. En so aan en so aan en so aan. Maar God kyk na my en jou deur die bril van Jesus. En hy kyk deur die kruis en hy sê, maar jou sonde is vergewe. Soos ek na jou kyk, dan sien ek iemand wat verlos is, skoon gemaak is, foute is weggevat. Ek is met jou tevrede, ek het jou lief, want die prys is betaal vir jou. Ek is tevrede met jou, ek is trots op jou, sê die Here. Selfs al staan jy op en jy val, en jy staan op en jy val in jou geloof. Kom die Here en hy sê, ek hou daarvan dat jy aanhou probeer. Hou aan probeer, hou aan. God is tevrede met jou, hoor jy dit? Sink dit in. Hoeveel keer het 'n pa of 'n ma of 'n onderwyser of 'n dominee of ergens iemand in jou lewe vir jou gesê, die Here sien jou, hy gaan jou slaan met 'n sweep. Die Here sien jou. Goodness gracious, ja, die Here sien jou. Hy sien alles en ja, soms maak ek hom hartseer. Maar my Here hou nie 'n sweep vas nie. My Here se hand is oop om my te ontvang en my te seën. Hy's tevrede met my, maar hoekom laat ons toe dat hierdie leuns van valse profete en van weird Facebook posts wat ons glo, dat dit ons terugvat? Nou, wat is hierdie nuwe goed van jy moet die Sabbat en jy manne moet besny word en jy moet begin baard dra en al daai goed en jy mag nie suurdeeg en vrouens moet make-up afhaal en rompies dra en lang rompies, langer as jou knieë. Al daai, daar's niks sulke Jesus plus goedjies nie. Die Here is tevrede met my. Of ek hier staan en preek met 'n suit en of ek hier staan en preek in 'n faf onderbroek. Die Here is tevrede met my. En met jou. Daarom wil die Here vir jou sê, ek het jou gemaak om vry te wees. Vry. Maar sien, ons dink vry verkeerd. Nee, ons verstaan die konsep van vryheid nie reg nie. Galasiërs 5 kom die Here en hy sê, om vry te wees, dis waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maar moenie die vryheid misbruik om jou sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Met ander woorde, hy kom en hy sê, ek maak jou vry van sonde. Jy gaan nie meer die prys betaal vir sonde nie. Nou kom party Christene, dis wat Paulus oor praat, oor al hierdie valse crap wat die mense geglo het. Hy sê, nou kom party mense en sê hy, jy het jou kaartjie hemel toe geboek, nou kan jy maak wat jy wil. Maak wat jy wil, jy's gered. Once een keer gered, altyd gered. Dan vat hy daai versie, niemand kan jou uit God se hand uitruk nie. True story, maar jy kan self uitklim. Paulus kom en hy sê, die wêreldse vryheid beteken ek doen wat ek wil, wanneer ek wil, vir so lank wat ek wil. Dis wêreldse vryheid. Wêreldse vryheid is, as ek wil drink, drink ek, as ek wil, ekskuus. Dankie Here dat ek my tong gestop het. Dat U 'n wag voor my mond gesit het. Ek het amper iets gesê wat ons in die Oostrand gesê het. Dit sou genuine voorblad gehaal het. Dankie Here. Wêreldse vryheid sê ons kan doen wat ons wil, vir so lank soos wat ons wil, waarop kan ons wil. Dis wêreldse vryheid. God se vryheid sê, ek red jou, ek maak jou los. Sonde was kettinge wat jou vasgehou het. Ek breek daai kettinge, want daai kettinge het jou vasgehou en dit het vir jou 'n destination gegee en dit was ver van God af. Nou breek ek daai kettinge, ek maak jou vry van sonde en nou is jou hande oop om wat te doen? Een woordjie, liefde. Bewys liefde. Wees lief vir God, wees lief vir mense. Moenie in liefde diskrimineer nie. Liefde ken nie taal nie, liefde ken nie velkleur nie, liefde ken net, ek doen wat God sou gedoen het in elke situasie. Toe Jesus op aarde was, het hy nie vir die Samaritane gesê, gaan weg nie. Hy het vir niemand gesê, gaan weg nie. Nie vir 'n straatvrou nie, nie vir iemand wat geld gesteel het of bedrog gepleeg het nie. Jesus het vir elke mens gesê, ek sal jou lief hê, ek sal jou dien, ek sal jou help, ek sal saam met jou eet, ek sal saam met jou kuier, ek sal vir jou wys, daar's 'n beter manier van lewe. Dis goddelike vryheid. Goddelike vryheid is om te sê, ek leef in liefde, sonder die burden van prestasie. Sien, dis die probleem. Ons leef in hierdie wêreld, en ons laat ons eie vryheid aan bande lê, deur wat mense van my verwag. Ek stap by iemand in, en dan weet ek, maar hulle hou van dit en dit en dit, en dan praat ek op 'n ander manier, of ek wat ook al, nee, sorry.
Goddelike vryheid beteken ek leef in liefde teenoor God en ek is aanspreeklik teenoor God. En as jy nie van my hou nie, dan hou jy nie van my nie. Maar dan hou jy nie van God in my nie. Dis God in my wat jou pla. Dan het jy die probleem as jy nie van my hou nie. Want al wat ek doen is ek leef my identiteit in Christus. Ek en jy moet besef dat die krag wat ek en jy nodig het, kom deur die Heilige Gees. In Galasiërs 5, ek gaan dit nie vir jou lees nie, Galasiërs 5 vers 16 tot 22, ons gaan nie betyds klaar kry nie, my tyd's amper klaar. Galasiërs 5 vers 16 tot 20 kom Paulus en hy sê, in die wêreld is daar hierdie ding van bedrog en sonde en immoraliteit en whatever, dis die werke van die vlees, en dan kom hy in die vrug van die Gees, enkelvoud. Nie vrugte van die Gees nie, lees dit reg. Die vrug van die Gees is liefde, selfbeheersing, bla bla bla, so lang lysie, né? En die probleem is, ek en jy kom en ons sê, man, dis nou die goed wat ek moet jaag. Ek moet 'n mens wees van vrede en selfbeheersing, né? En dan maak ons grappies daaroor. Here bid, as jy sê as jy onderwyser is en jy gaan terug na die klasse toe, dan sê jy, ja, bid vir my vir selfbeheersing, nie vir krag nie, anders vermoor ek vandag 'n kind, né? Nee. Paulus kom net en hy sê, daar's goed wat waar is van die vlees, die goed wat jy in die verlede gedoen het sonder Christus, nou het jy Jesus, sy Gees bly in jou, nou is jy supposed to be om, dit kom van self uit. As jy 'n fontein maak in die grond, kom maar rooiwyn uit. Jy hoop so, maar nee. Dit borrel uit wat daarin is. As jy 'n waterpyp raak boor, wie van julle het al dit gedoen? 'n gat gegrinnel, spit jy waterpyp raak. It's bad, nee. Weet julle wat's erger? Om 'n sewagepyp raak te spit. Nee. Dis 'n boef storie. Nee. Die Here kom en hy sê die vrug van die Gees is nie iets wat ek aan my plak nie. Is nie iets van ek het nou selfbeheersing en ek het nou vrede en ek het nou vreugde nie. En ek sit my gesiggie op, ek is die vieste in, want 'n taxi het voor my ingery, maar die Here sê, vrug van die Gees is blydskap en vreugde en vrede, maar ek wens jy, ja, die vrug van die Gees kom, dit borrel uit my uit. Hoe meer ek leef vir God, hoe meer ek agterkom wat dit beteken om 'n kind van God te wees, hoe meer kom hierdie vrug na vore, van self. Die mens wat ek was, voor ek die Here leer ken het, en die mens wat ek nou is anders. En die Bybel praat van, dis 'n proses. Ek word gedurig getransformeer, ek word al meer soos God, ek word al meer soos God. Vir party mense is die laaste ding wat tot bekering kom, is hulle tong. Nee, die vloekwoorde kom nog, soos vir ander mense die laaste ding. Elke een van ons het iets wat sukkel om tot bekering te kom, iets wat jy sukkel om vir die Here te gee. Maar dis nie 'n saak van, ek moet nou hierdie goed jaag, wat die vrug is van die Gees nie. Lees jou Bybel, praat met die Here, doen die dinge van God, en jy gaan van self kalmer raak, rustiger raak, nie so maklik jou hier meer verloor nie. Al daai goed gaan van self in jou gebeur. 'n Saad, groei, in die regte omstandighede, punt, klaar. Of die boer bid of nie, ja die boer bid, want hy sê ek's afhanklik van God, maar daai saad groei, want dis in hom om te groei. Toe Jesus sy Gees in jou gesit het, as jy jou lewe vir die Here gee, sit hy sy Gees in jou, en daai Gees groei in jou. En die vrug kom al meer en al meer en al meer uit. Dis hoekom dit een Gees is, wat amper gebruik die verkeerde vinger. Een Gees, wat een vrug gee. Soos 'n tros druiwe, nee? Hier is die hele storie. Die Here gee dit vir jou. Maar ek en jy moet pas op. Ek en jy moet pas op. Want ons hierdie twee kante om uit die bus uit te val, dis wat ons toelaat dat die wêreld by ons steel, of ons laat die wêreld ons genade by ons steel, en ons sê ek moet God verdien, dis Jesus plus. Of ons kom en ons sê, nou is ek vry, nou gaan ek maak wat ek wil, my kaartjie hemel toe is geboek. Al twee daai kante is verkeerd.
en daai prentjie het AI ook vir my gebou. Nou, is dit nie amazing nie? AI was net 'n bietjie dronk, toe ek vir hom sê ek soek 'n prent van mense wat al twee kante van 'n bus uitval, toe gee hy sommer vir die bus 2 drywers ook. Toe die bus 2 stuurwiele gehad. As jy mooi kyk, gee jy nog die tweede stuurwiel sien aan die kant. Nee, sê ek vir hom, vat net die tweede stuurwiel weg, 'n bus kan nie 2 stuurwiele hê nie, maar AI is bietjie stupid, nee. Daar's 2 kante van die bus wat ek en jy kan uitval, en al twee van hulle steel iets wat God vir jou wil gee. Dis nooit Jesus plus nie, dis Jesus is genoeg, en jy is genoeg. Nou is jy vry, maar dit beteken jy kan maak wat jy wil. Dit beteken ek leef in liefde teenoor almal. Amen. Moenie laat die Here by jou steel, moenie laat die wêreld by jou steel wat die Here vir jou gegee het nie. Asseblief nie. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir hierdie amazing klomp bevrydende waarhede wat U vir ons gegee het vandag. Here, wil U ons help om dit vir altyd te onthou, met elke preek wat ons hoor van hier af vorentoe, met elke Facebook post, met elke Instagram post, dat ons nie sal verval in hierdie ding van ek moet hierdie en ek moet daai, sodat Jesus van my hou nie. Here, U het vir my gesterf aan 'n kruis, U hou van my. Ek doen daai goed wat ek lees op 'n Facebook post of 'n Instagram post. Ek lees die Instagram post, ek post die Instagram post, want ek is lief vir Jesus, nie omdat ek probeer punte skor nie. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U bewys van liefde U seun se lewe was. Mag ons dieselfde doen. Laasweek dit gehoor in laasweek se preek. U soek 'n lewe vir 'n lewe. Mag ons meer gee as net ons geld. Mag ons meer gee as net ons tyd. Mag ons meer gee as net ons gawes, ons talente. Mag ons alles gee vir U, want U het U alles vir ons gegee. Ons doen dit uit dankbaarheid, uit liefde, nie uit plig nie. Nie om punte te verdien, Here. En daarom kom ons nou en ons dien U met ons tiendes en ons offergawes, nie om punte te verdien nie, nie om te kyk of ons meer gee as die ou langs ons nie. Ons doen dit, Here, net om te sê dankie. Net om te sê, Here, ons vertrou U vir die res van die maand. Vertrou U tot dit weer payday is. Dankie, Here. Ons prys U naam. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Ontvang die seën van die Here. God sê, omdat Jesus vir jou gesterf het, omdat hy jou Vader is en Jesus jou verlosser is en omdat jy sy Gees in jou het, sê die Here, mag sy woord die lamp wees wat vir jou voete en die lig vir jou pad. Mag jy doen wat daarin staan, want jy het God lief, nie want jy wil punte verdien nie. Mag jy ontdek elke dag dit wat God se woord leer, dat God vir jou goed is en sal wees, dat God vir jou sorg, al dink jy doen dit self, dat die Here jou raak sien, al kyk mense jou mis, dat die Here vir jou liefde gee, al is jy dit nie altyd werd nie, dat die Here jou goedgesind is, al is jy nie altyd nice nie, en dat die Here vir jou voorspoed gee, meer as wat jy verdien, want jy is sy kind, en hy is jou Vader, en hy maak jou aan hom vas, en so seën hy jou, en jy is 'n geseënde, jy hoef nie die seën te verdien nie. Amen.